Vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u ook 'n goeie naweek gehad het waar u kon uitrus, dat u die nuwe krag kon opbou vir die nuwe week. Die gebed van my hart is dat die Here vir u ook in hierdie laaste strek van die jaar met genade sal bekragtig om dan ook te lewe tot sy eer. Nou vanmôre sal ons aangaan met ons reeks boodskappe van uit die boek Spreuke. Nou ons gaan vanmôre Spreuke 18 vers 13 tot 18 hanteer. Vers 13 sê hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Nou vriende, een van die vertalingstuk nageslaan het sê die antwoord voordat die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande. Nou ons almal weet wat dit is om 'n antwoord te gee voor ons behoorlik gehoor het wat die ander persoon sê of vra. Dit gebeur dikwels tussen 'n man en 'n vrou, tussen ouers en kinders, gebeur by die skole, dit gebeur selfs op die program op televisie wat ons sien. Ek dink dikwels aan programme waar die aanbieder besig is om 'n vraag te stel aan die deelnemers en dan druk die ou sy knoppie en hy antwoord en is 'n verkeerde antwoord. En dan sê die aanbieder, luister, wag eers en luister na die vraag. En nou druk die man weer sy knoppie en by die derde, vierde keer is hy so in die verleentheid dat jy eintlik hoor hoe hy stil raak en hy verloor later dan ook hierdie spel. Die hele gedagte is maar baie duidelik dat ons seker sal maak dat ons eers hoor voor ons 'n antwoord gee. Luister na die vraag voor jy 'n antwoord gee. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, ons moet stadig wees om te praat, vinnig om te luister. Daarom het ons 2 ore, 1 mond. En dit is belangrik, vriende, om te verstaan wat die persoon jou vra. Dink by jouself as jy by 'n werksplek kom en iemand begin 'n vraag vra en jy antwoord hom som en jy gee hom verkeerde raad en daar's rampspoedige gevolge, gaan jy verantwoordelik gehou word daarvoor. Daarom is dit belangrik dat jy ook in die opvoeding van jou kinders, in jou verhouding met jou vrou en jou man, by jou werksplek, by die kerk, oralste, luister eers, hoor wat die vraag is en kry die inligting, verkry hierdie inligting, verwerk dit in jou verstand en gedagte en gee dan 'n antwoord om die Here te verheerlik, dat jy nie in die skande kom en in die verleentheid kom en hartseer oor jou en ander mense bring nie. Die volgende vers sê vir ons, die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeheer? Dis my so 'n besondere vraag wat die Bybel vra, want u sien, die deel van ons tema vanmôre is versterk jou hart vir die tye van teëspoed. Dis die probleem van so baie mense in die tye waar dit goed gaan hulle aan en hulle doen dinge en hulle steur nie aan die Here en sy waarheid en sy woord nie en hulle versterk hulle harte nie in God se waarheid nie en wanneer die teëspoed kom is hulle verslaan, hulle is moedeloos en hulle is teen die grond geslaan en baie van hulle vergryp hulle aan sonde en sondige praktyke en hulle sink verder weg in hulle elende. Daarom sê die Bybel vir ons, die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid. Hierdie krankheid kan fisiese krankheid wees, dit kan teëspoede wees. Die Bybel sê, wanneer ons hart vas is in die waarheid van God se woord, soos ons gister gehoor het, as die naam van die Here vir ons 'n sterk toring is, en die regverdige hardloop daarin en word beskik, dan sal ons ook in tye van siekte, van verliese, van stryd en pyn, diep put uit hierdie bron van waarheid, en ons kan skep uit hierdie put van wysheid van God se woord, en ons kan ook moedig staan in hierdie moeilike tye. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, maar 'n verslae gees, wie kan dit opbeheer? Iemand wat eintlik net in hierdie lewe leef vir die hier en nou. Wanneer die teëspoede kom, is hulle gewoonlik, vriende, so omgeslaan, so onkant betrap, dat hulle in moedeloosheid verval, en dikwels vind jy hierdie mense in ouer huise, jy vind hulle in plekke waar as jy met hulle gaan praat, hulle kwaad is vir almal en alles, want hulle het hulle vertroue gestel in die goed van die wêreld, in hulle kinders, in hulle aftrede, in hulle pensioengeld, en nie in die Here nie. En nou, dat die teëspoede kom, is daar niks waaruit hulle kan skep nie. Mag die Here ons genade gee, om werklik ons gees te versterk met die waarheid van sy woord, sodat sy gees vir ons sal versterk in tye van teëspoede. Vers 15 sê, die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van die wyse soek na kennis. 'n Mens wat insig doen, kennis op. Vriende, is belangrik, 'n mens met insig doen kennis op. Iemand wat aan die Here behoort wil altyd meer leer, in die eerste plek van die Here, maar ook van ander dinge. Ek het onlangs vir iemand gesê, luister, ons is mense op hierdie aarde. Ons is nie mense wat net heeldag met die Bybel onder die arm loop en heeldag Bybel lees en bid en ons leef nie ons lewe op aarde nie. Ons is hier om te eet en te drink en te geniet, en die Bybel sê vir ons het kinders en ons het 'n vrou en ons het 'n familie en ons het bure, ons het werksmense, ons het 'n kerk, ons het 'n golfklub waartoe ons gaan, en daar moet ons sout van die aarde en lig vir die wêreld wees. Nou sê die Bybel vir ons, 'n mens met insig doen kennis op. So ek vra die Here heeltyd, gee my wysheid dat ek in hierdie plekke waar U my plaas, waar ek beweeg in die week, 'n getuie vir U kan wees. En nou sê die Bybel, wyse mense hou hulle ore oop vir kennis. 'n Wyse mens is iemand wat altyd leer by enige iemand.
Luister, jy kan tot by 'n kind leer. Partykeer kyk ek na hoe kinders optree in sekere situasies en partykeer leer ek lewenslesse daaruit. Daarom is dit baie belangrik dat die hart van die verstandige verwerf kennis. Hy kom nooit op 'n punt dat hy sê, ek weet alles, ek kan by niemand niks leer nie, en jy gaan so voort in jou lewe nie. Nee, die verbreking is baie naby. Daarom, die oor van die wyse soek na kennis. Hy luister graag, en hy doen kennis op, en hy pas dit toe in sy of haar lewe. Vers 16. Die geskenk van iemand maak vir hom ruimte, en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Nou vriende, as u mooi sal onthou, het hy vir u gewaarsku dat hierdie juis een van die praktyke was wat in die tyd van Salomo gebeur het en ook wat gebeur in ons dag en tyd, waar die reg verdraai was deur geskenke wat gegee was vir mense. Die Here sê, dis 'n gruwel, dis 'n verkeerde daad wat gedoen word. Die vers wat ons hanteer het was Spreuke 17 vers 23 wat sê, die goddelose neem 'n omkoopgeskenk aan wat uit die boesem kom om die paaie van die reg te buig. En ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, dis 'n verkeerde praktyk om iemand om te koop om die reg te verdraai. Sonde, gruwel in die oë van die Here, en God sal self die oortredes oordeel. Vers 17 sê, hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg, maar sy naaste kom en ondersoek hom terdee. Nou vriende, wat hierdie vers maar eenvoudig sê is dat, wanneer daar 'n regsgeding is, en jy praat eerste en jy stel jou saak, dan moet jy verwag dat daar ondervraging sal wees, om uit te kom by dit wat jy sê, is dit werklik die waarheid? En daarom is het belangrik om te sien, dat wanneer daar 'n regsgeding is, wanneer daar een of ander fete is tussen mense, wanneer daar 'n saak is wat op die tafel kom, dat ons werklik sal vra, Here, gee my wysheid om die feite deur te gee en weer te gee, sodat wanneer ek ondervra word, en wanneer mense sekere vrae aan my stel, dat ek nie later met 'n leuen vorendag sal kom nie. Onthou, daar is 'n ou spreekwoord wat sê, if you don't lie, you don't have to remember. En daarom is het belangrik, wanneer ons in 'n saak optree, vriende, is ons meeste van die tyd onskuldig, ons sal ons self dadelik regverdig en ons self verontskuldig en sê, maar ek is onskuldig in hierdie saak, en daardie ene dit gedoen, en daardie ene dat gedoen, en die oomblik wanneer die ondervraging kom, dan kom daar gewoonlik die waarheid aan die lig. Daarom pleit ek by jou, dat jy altyd die waarheid sal praat. Al kost dit jou iets, praat eerder die waarheid. Ek sien onlangs 'n ding wat mense geskryf het oor, as jy in 'n motorongeluk kom, moet jy nooit erken het was jou fout nie. Jy moet altyd eintlik opstaan en beklei met die ander persoon, sodat die ander persoon skuld kan erken. Kinders van die Here doen dit nie. As ons skuldig is ons skuldig, ons sê dit, en ons vra die Here dan vir genade. Daarom sê die gedeelte baie duidelik, hy weet, die regsaak, wat eerste in sy regsaak is, het reg, maar sy naaste kom en ondersoek hom terdee. Mag ek en jy soos goud tevoorskyn kom, wanneer ons 'n saak teenoor 'n ander een het, en daar word vrae gevra, dat ons werklik soos goud tevoorskyn sal kom, as mense wat die waarheid praat, en nie onsself met leuns ophou nie. Die laaste vers van vanmôre is, die lot laat die geskille ophou, en maak sterkes uit mekaar. Nou vriende, ons weet in die tyd van die volk Israel, het hulle die lot gewerp, en hierdie lot was maar 'n beslissing, ja of nee. En die Here sê vir ons baie duidelik in sy woord, daarin Spreuke 16 vers 33, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Nou, daar was sake gewees in die volk Israel wat hanteer moes word, en as die lot gewerp was, en dit val op ja of nee, was die saak dan uitgesorteer, en die Bybel sê die lot laat geskille ophou, en maak sterkes uit mekaar. Een van die ander vertalings sê, iemand wat in 'n regsaak, of verskoon, deur 'n beslissing van die Here te vra, kan risies besleg, en sterk mense uit mekaar gemaak word. Nou vriende, ons het nie meer vandag die lot wat ons werp nie, ons het nie vandag meer hierdie besondere verhouding wat die Here met sy volk gehad het nie, ek is nie die volk Israel nie, ons is die kerk van die Here Jesus, ons staan in hierdie wonderlike genadeverbond, waar God ons in Christus kom red het, ons is heidene uit genade gered, deur die bloed van die Here Jesus, maar die beginsel is nog net so van toepassing op ons. Ons het nodig om wysheid van die Here af te bid oor 'n bepaalde saak. As daar 'n risie tussen jou en 'n persoon is, gaan in gebed na die Here. Vra vir die Here, Here, wat staan my te doen in hierdie saak? Hoe kan ek hierdie saak oplos? Hoe kan ek hierdie saak afhandel, sodat dit nie so aan my knaag en heeltyd aan my vreet en my verhouding met die ander persoon versleg nie. Here, help my, gee my wysheid. En soos ons deur die woord van die Here lees, kom die Here en die Here gee vir ons 'n antwoord. En dan gaan ons gaan maak reg waar ons verkeerd gedoen het, of ons gaan na die persoon en sê vir die persoon, dis die saak, en ons bid die Here vir wysheid, om dan vir ons 'n oplossing te gee. En ons bid ook dat die Here die ander persoon se hart sal verander, sodat hierdie saak opgelos kan word. Ons leef in 'n tyd van koppige mense,
Niemand wil meer ingee nie. En daarom sê die Here, sover dit van julle afhang, hou vrede met alle mense. Ja, ons werp nie meer die lot nie, maar ons het nou God se woord, die hele geopenbaarde woord, al 66 kanonieke boeke, 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke, waaruit ons kan hoor wat die Here vir ons wil sê, sodat ons ook, wanneer daar 'n saak is, dit kan besleg en einde kan maak daarvan, om dan ook die Here so te verheerlik. Mag die Here genade gee, vriende, dat ons vredemakers sal wees, dat ons genade sal vind, en waar daar miskien nie 'n gunstige antwoord kan kom nie, dat ons nog steeds die Here sal vertrou, om vir ons wysheid te skenk daarin, tot ons by die punt kom, waar ons kan sê, ek het nou vrede, en ek gaan aan op my pad saam met die Here, en ek verheerlik hom deur my lewe. Vriende, groete vir u, ons vra die Here vir wysheid, mag hy ons versterk, deur sy gees en deur die waarheid van sy woord, om te wandel op hierdie weg van geregtigheid tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.